Hallo, môre al die maatjies. Jene, ek hoop julle is lus vir 'n storie. Tannie Sophie het vir ons 'n pragtige storie gestuur oor Bontie. Bontie is 'n tarantaaltjie. Weet julle hoe lyk 'n tarantaaltjie, né? So. Maar Bontie was nie 'n gelukkige tarantaaltjie nie. Sy was altyd ontevrede. Die ou koppie gaan net so af aarde toe en dan hang ou skouertjies. Niemand hou van my nie. Niemand wil met my speel nie. Ek hou nie meer van die arme tarantale nie. Sy kerm net die hele liewe dag. Dan sê Santie vir haar: "Ag nee wat? Nee, Bontie. As 'n mens vrolik is, dan kom maar vrolikheid na jou toe aan." "Dit is nie so nie. Ek hou nie van die lewe nie. Ek gaan sommer wegloop." Dan sê sy vir haar: "Jy moenie sulke dinge doen nie." En eendag, toe sy weet sy gaan nou nie meer saam met hulle loop nie, toe besluit Santie, sy gaan haar los. Laat sy alleen loop. En daar draai sy weg. En loop so en sy's net ongelukkig en ontevrede met alles. En sy sê, dan loop sy so hardop en praat en sy sê, "Niemand hou van my nie. Niemand wil my maatjie wees nie." Skielik, toe sy so staan, hier is die grasse is so lank, hoor sy, "Ek sal jou maatjie wees. Ek hou van jou." En sy sê, wie jy? En wat kom hier uit die gras uit op? Julle, wie praat so met sulke hierdie is sakkie slang. Hy sê, "Ek sal jou maatjie wees." Hy tongetjie gaan so. Maar hierdie Bontie skrik, nê. Sy hardloop so vinnig as daai twee beentjies al kan hardloop sy. En sy soek. En al haar maatjies en die groot tarantale is weg. Sy sien hulle nêrens nie. En sy gaan sit op 'n klip. En daar sit sy. Nou het ek niemand. En sy huil so lelik. En hierdie klip onder haar begin te beweeg. Maar sy spring daarop. Sy sê, "Wat is jy, wie is jy?" Hy sê, "Ek is Sampie man. Ek is 'n skilpad, jy ken." "Ja, Sampie, ek ken jou." "Ag, Sampie, gaan jy my help? Ek weet nie waar is my maatjies en my ma en pa en die ander tarantale nie." Sampie sê, "Natuurlik sal ek jou help. Ek help graag ander mense." Hy sê, "Staan so 'n bietjie, rek jou nek so 'n bietjie. Ja, kyk jy doen onder daai doringboom." Maar voor hy nog klaar gepraat het, sien sy hulle. Maar sy vlieg tot daar by hulle. En sy sê vir Santie, "Ek is baie jammer, ek was so bitter stout gewees. Ek sal nie weer kla en kerm oor alles nie. Nou gaan ek 'n goeie tarantaaltjie wees." En Sampie sê vir haar, "Ja, ek is bly jy het jou les geleer. Was dit lekkerder sonder ons?" "Nee, glad nie. Gaan nie weer sulke dinge doen nie. En amper het die slang my ook nog gevang." Santie sê, "Wat toe maar? Jy's nou veilig terug by die huis. Moet nou nie verder bekommer nie." En sy lig haar ou vlekkie so op. En sy sit hom so om Santie en sy sê, "Jy's my beste maatjie. Jy moenie weer dink jy het nie 'n maatjie nie, hoor. Ons bly saam en ons is lief vir mekaar en ons doen sommer alles saam. Kom ons gaan soek sulke lekker grassietjies wat ons so kan pik en saaitjies en as wat ons in die hande kry." En daar gaan sy saam met Santie. En sy het haar les geleer, né? Ek dink ook daaraan. Ek dink sy gaan dit weer doen nie. Nee. Ja. Volgende keer sal ons nou 'n bietjie weer met prentjies 'n storie moet vertel, nê? Want hierdie slang, ek hou nie van hom nie, maar 'n bietjie gril, né? Ek hou glad nie van slange nie, en julle? Ek dink nie so nie, nê? Nou ja, maatjies. Een van die dae kom maar weer 'n spiksplinter nuwe storie. Dankie Tannie Sophie. Ek is seker die maatjies het baie lekker geluister. Lief vir julle, mooi bly. Bye bye.